tyd vir die middagdiens van die fees van ongesuurde brode het aangebreek. Laat ons deur vandag se fees die liefde en opoffering van Vader en Moeder in ons harte graveer wat deur die kruis uitgedruk word. 우리 지난날에 우리 죄를 또 깊이 반성하고 또 회개하며 En bekeer van al ons vorige sondes. 모두도 함께 동참하겠다는 뜻을 가지고 Kom ons neem deel aan Christus se lyding en volg die offerpad van Vader en Moeder. 우리 모두가 되셔야 되겠습니다. Vandag onder die preektitel Pragtige Bekering, laat ons die woord van God ondersoek. 하나님 말씀 또 살펴보도록 하겠습니다. Kom ons blaai saam na Jesaja hoofstuk 53. In die oggenddiens het ons nagedink oor alles wat Christus verduur het tot en met sy kruisiging. Ongeveer 2700 jaar gelede het die profeet Jesaja verduidelik waar al hierdie dinge vandaan gekom het. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 53 vers 1. Hoofstuk 53 vers 1. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong noot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweë die oortreding van sy volk het die slaam hom getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel, hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien, hy sal versadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon aan baie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy byt verdeel. Omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Ons kan deur Jesaja hoofstuk 53 die rede sien waarom Christus gekruisig moes word. Vandag is die dag waarop Christus gekruisig is. Die fees van ongesuurde brode is 'n tyd om die lyding van Christus te herdenk.
절기입니다. Met betrekking tot sy lyding aan die kruis staan daar geskryf: 그가 찔렸던 그 이유도 Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. 죄악이며 Die straf wat vir ons vrede aangebring het, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Die profeet Jesaja het hierdie rekords 2700 jaar gelede nagelaat. Ongeveer 700 jaar voordat Jesus na hierdie aarde gekom het God die rede aan ons geopenbaar deur die profete en het ons deur hierdie profeseë verlig. Die profeseë leer ons ook, hy het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat lê. Wanneer ons Jesaja hoofstuk 53 lees, dink ons, hoe erg was ons sondes en hoe swaar ons straf was. Vir ons oortredings is hy deurboor en gegesel. Hy het ons ongeregtighede alleen gedra. Selfs toe hy swaar kry, het hy nie sy mond oopgemaak nie, maar geduldig daardie pad geloop. Ons hemelse Vader, die koning van die konings en Here van die Here, het stilweg vernedering deur sy skepings verduur. Ons moet altyd sy lewe diep in ons harte graveer. Daarom moet elkeen van ons die dag onthou toe Christus gekruisig is. En berou hê oor al ons vorige oortredings. Toe Jesus 2000 jaar gelede gekom het, het hy beklemtoon, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy het baie versoeke vir ons bekering gerig. Nou, die koninkryk van die hemel kom naby en ons hou die fees van ongesuurde brode. As ons diep nadink oor die dag waarop Christus aan die kruis gesterf het, moet ons ons bekeer en die koninkryk van die hemel ontvang wat naby is. Hoe kan ware bekering dan verkry word? Watter soort gedrag moet ons neem? Bekering is nie net berou oor ons sondes nie, maar ook om 'n veranderde lewe te lei met die vaste besluit om nie weer die sondes te pleeg nie. Laat ons dan deur die volgende 3 gevalle te ondersoek. Dink, wie het 'n lewe van bekering gelei? En kry insigte oor hoe ons 'n lewe van bekering moet lei. Daar is 'n kind met die naam Sani. Sani glo dat dit verkeerd is om van ander te steel. Daar is 'n kind met die naam Molly. Molly voel dat dit verkeerd is om van ander te steel en probeer haar sondes versoen deur goeie dade. Daar is 'n kind met die naam Jain. Jain glo dat steel verkeerd is, maak 'n verbintenis om dit nooit weer te doen nie. En oorreed ander diewe om hulle te bekeer. Onder hierdie 3, wie leef 'n werklik berouvolle lewe? Die mate van bekering kan verskil, maar die ware bekering wat God verlang, is die 3de geval, die van Jain. 'n Persoon wat berou oor hul sondes voel en besluit, ek sal nie meer by daardie sonde betrokke wees nie, oorreed ander om te bekeer. Daarom, toe Jesus na hierdie aarde toegekom het, in Markus hoofstuk 1, het hy van vroeg in die oggend af gesê, kom ons gaan ergens anders heen, sodat ek ook daar kan preek. Dit is hoekom ek gekom het.
내가 이를 위하여 왔다라고 말씀을 주셨습니다. Kom ons maak Mark hoofstuk 1 oop. 다 같이 한번 열어봅시다. Mark hoofstuk 1 vers 35. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. 거기서 Daar het hy gebid. 시몬과 및 그와 함께 있는 Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom: "Almal soek U." Maar hy sê vir hulle: "Laat ons elders anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." In Lukas hoofstuk 19 vers 10 het hy gesê: "Ek het gekom om verlorenes te soek en te red," terwyl hy in Markus gesê het: "Ek het gekom om te preek." Dan kan ons verstaan wat die grootste werk is wat ons moet doen om ander te red, nie waar nie? Dit is prediking. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19. In Lukas hoofstuk 19 vers 10 sê Jesus: "Die Seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos." Die Seun van die mens verwys na Jesus, nie waar nie? Die rede waarom Jesus na hierdie aarde toe gekom het, is met ander woorde, sy doel was te soek en, wat anders, die verlore te verlos. Hoe tree 'n persoon dan op wat werklik berou het? Wat is die bewys van bekering? Wanneer hy ander sondaars na die pad van verlossing lei, beskou God dit as die bewys van bekering. Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 15. Lukas hoofstuk 15. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Kom ons gaan aan na vers 7. Kom ons kyk na vers 7. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Aangesien prediking die bewys van bekering is, het hy 'n voorbeeld van prediking gestel van vroeg in die oggend en toe hy opgevaar het na die hemel. Het hy gesê: "Julle sal my getuies wees in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde." En vir ons gevra om baie sondaars te lei om van hulle sondes af te draai. Hy het ook vir ons 'n belofte nagelaat en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Kom ons kyk ook na Matteus hoofstuk 28 vers 18. Matteus hoofstuk 28 vers 18. Hoofstuk 28 vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Dit is die laaste woord wat Jesus gelos het. Met ander woorde, hy het ons gevra om die mooiste bekering te bereik. Ons het die stories van Sunny, Molly en Jain hersien. Hierdie drie het 'n geskiedenis van steel van ander ten minste een keer tevore. Elkeen het egter verskillende gedagtes gehad. Sunny het berou gehad met die basiese gevoel dat steel sleg is. En Molly het ook gevoel dat steel sleg is.
나쁘다고 느끼기까지는 했습니다. 그리고 Sonder om reg te maak, 고치지 아니하고 het sy gedink, 다른 선행을 가지고 ek sal vir my vorige sonde vergoed met nog 'n goeie daad. 그런 생각만 갖고 있었습니다. Jain het gevoel dat steel verkeerd was, so sy het nie net opgehou steel nie, maar het ook voortgegaan om ander diewe tot bekering te lei. 또 오히려 도적질하는 사람들을 회개시키러 다니는 그 일을 행했던 것입니다. Dan, onder die 3, wie kan gesien word dat hulle werklik berou het volgens die leringe van die Bybel? 성경의 가르침대로 본다면 세 번째 Dit sou die derde wees, Jain. Ons moet ook die bewyse van bekering saamdra. 참된 회개의 그 증거를 항상 가지고 다녀야 되겠습니다. Verkondig die bewys van ons bekering nie die nuwe verbond in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde nie. 사마리아 땅끝까지 온전히 또 전하는 일 아니겠습니까? So, daar staan in 1 Tessalonisense, hoofstuk 2 geskryf dat God hierdie taak slegs toe vertrou het aan diegene wat deur hom goedgekeur is. Met ander woorde, hy het hierdie werk slegs toe vertrou aan diegene wat hulle bekeer het. Kom ons bevestig dit in 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Kom ons kyk na 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3. 살펴보도록 하겠습니다. Hoofstuk 2 vers 3. Want ons pleidooi is nie uit dwaling, nie uit onsuiverheid en nie met bedrog nie. 회개에 있는 것도 아니라 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 Maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word. 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 So praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Hoe kon die evangelie aan ons toevertrou word? 우리에게 부탁을 하셨다고요? God het ons as regverdig beskou. 옳게 여기심을 입었다고 했습니다. Hy sien ons as kinders wat die geskikste is vir hierdie werk. 참 적임자다. Om hierdie rede is die evangelie aan ons toevertrou. 부탁을 받았냐 하면 복음 전할 부탁을 받았더라고 했습니다. 자식 중에 Vertrou ouers nie 'n taak toe aan die ywerigste kind wat hulle woorde volg nie. 참 아버지 어머니의 그 말씀과 그 가르침을 잘 준행할 수 있는 그런 자녀들에게 Ook hier sien God ons as regverdig en het die evangelie aan ons toevertrou. 하나님께서 우리를 옳게 여기셔서 이 복음 전할 부탁을 Selfs die 하시다. hemelse engele kan nie hierdie werk doen nie. 이건 하늘의 천사들이 하고 싶어도 할 수 있는 일이 아닙니다. Die feit dat 'n sondaar deur God as regverdig beskou word, 입었다라고 하는 것은 그 죄인의 회개를 하나님께서 가장 아름답게 받으시고 그의 beteken dat 모든 God die 행실과 sondaar se bekering aanvaar en al sy optrede en gedrag 영광 verdra. 의미가 되겠습니다. God het die sondaars wat deur hom goedgekeur is, gevra om die evangelie te verkondig. 하신 것이 복음 전할 부탁이라고 하셨고 Om ander sondaars tot bekering te kan lei, 회개시킬 수 있는 is die lewende bewys dat mens werklik tot bekering gekom het. 회개를 했다는 산 증거라고 말할 수가 있겠습니다. Is die taak dus nie aan ons toevertrou om die evangelie van die nuwe verbond te verkondig nie. Kom ons blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 3. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Kom ons kyk na hoofstuk 3 vers 6. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. God wil hê dat ons moet bekeer en die beste manier om te bekeer is om werkers van die nuwe verbond te word. 가장 최적의 일이 있다라고 한다면 새 언약의 일꾼 되는 것입니다. Daarom staan daar, God het ons bevoeg gemaak om bedienaars van die nuwe verbond te wees. Kom ons blaai na 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 1. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Wat staan ons te doen? Hy het ons die opdrag gegee om die woord te verkondig met die oog op sy koninkryk. Ek gee jou hierdie aanklag.
Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan. Wat beteken dit? Natuurlik sal dit goed wees as ons onsself aan alles toewy, maar ons moet nooit lui wees nie. Veral om die woord van God te verkondig. In moderne taal is in seisoen en buite seisoen ten alle tye. Verkondig die woord nie net wanneer daar 'n geleentheid is nie, maar te alle tye. Weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Vers 3. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verduur jou lyding. Wat anders moet ons doen? Doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. God begeer om die kosbaarste seën aan sy mense te gee. Daar is duisende seëninge, maar dit is die seën wat God wil hê dat sy kinders moet ontvang. God het gesê, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Kom ons kyk dan na vers 6. Want ek word reeds as drankkoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die, wat lê vir ons voor? Oorwinningskrans van geregtigheid op my. Aangesien ons ywerige werk het na die doel wat voor ons is, met die fokus op die verkondiging van God se wil aan die mense van die wêreld, gaan ons nie die grootste kroon ontvang nie. God kon ons in baie ander wesens gemaak het. Hy kon ons die president van 'n maatskappy, die president van 'n land, of selfs die staatsamptenaar gemaak het. God het ons eerder gemaak om bekwame werkers van die nuwe verbond te wees. Laat ons ook oopmaak vir Titus hoofstuk 1. Titus hoofstuk 1 vers 2. In die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, reeds voor alle tye beloof het, en wat sy woord op sy eie tyd bekend gemaak het. Hoe weet hy dit bekend gemaak? Deur die verkondiging wat in opdrag van God, ons verlosser, aan my toevertrou is. God het dit aan niemand toevertrou nie. Wie kan die nuwe verbond, God die Vader en God die Moeder aan die wêreld verkondig? Dit is ons Sion familielede wat God as regverdig beskou. God begeer dat sondaars hard moet werk om hulle te bekeer en om hulle te onderwerp aan God se wil as die koninklike priesterdom in die koninkryk van die hemel. Dit is wat God vir ons wil hê. Vandag vra ek julle om die gees van die fees van ongesuurde brode op julle harte te graveer, sodat ons God die meeste kan behaag. Terwyl ons oor ons sondes nadink en ons bekeer, moet ons dink, wat wil Vader en Moeder van my hê? God het na hierdie aarde toegekom om ons te soek en om ons te behaag. Sonder om sy vlees, sy bloed, sy posisie en sy heerlikheid te spaar. Verder het hy op hierdie fees van ongesuurde brode in ons plek aan die kruis gesterf. Laat ons daarom nooit die dood van Christus aan die kruis uit ons harte uitvee nie. Maar Christus se lewe genadiglik volg tot die einde toe. Mag hierdie jaar een wees waar alle hemelse kinders vreugde en eer aan Vader en Moeder bring.
Ons vas tans van middernag tot 3 uur vandag. Selfs wanneer ons vir so 'n kort tydperk vas, hoe pynlik is dit? Die evangelielewe wat Christus vir 37 jaar met sy wederkoms gelei het, kan egter nie met woorde beskryf word nie. Ons kerk vandag, ons bestaan en ons toekoms spruit alles uit God se opoffering. Met die hoop dat ons oor hierdie feit sal besin en ons opreg sal bekeer, sodat ons vir Vader en Moeder vreugde kan gee, wil ek graag die middagpreek afsluit. Baie dankie.